Hallo julle, dis julle favourite, Frisky Mariski, en is tyd vir nuus in 'n nutshell. Het julle die drama gehoor wat by Laerskool Danie Malan gebeur het vroeër hierdie week? So, vir die van julle wat die Afrikaanse mainstream media volg, sou julle gesien het dat daar weer eens chaos was. Ek het 'n polisie in Jalo gesien en 'n dramatiese vertelling van my chommy Willem Petzer wat vertel het hoe die kamp besig is om te spat. Dis my julle kinders Frisky Mariski, ek kan nie 'n lekker storie los nie. So Dinsdag toe gaan ek na Danie Malan toe en weet julle wat? Kriek. Long story short, julle, die DA was daar vir 'n oversight visit. Daar was 'n klein groepie angry parents / een of twee EFF ouetjies en daar was 'n hele klomp joernaliste. Maar weet julle wat was vir my die mees interessantste deel van alles was? Terwyl ons daar was daar 'n ouma wat haar seun of haar kleinseun kom haal het, 'n 8-jarige seentjie wat gesê het hy is bang om by die skool te wees. Eers toe ek die tannie interview vir sê, maar tannie, wat het gister gebeur? Ons was nie hier nie. Like, wat het met die arme kindertjies gebeur? Toe sê sy die kinders was nie eers by die fucking skool nie. Hoe is hierdie kinders traumatized en wat se nuus, wat se stories word hulle by die huis vertel? So kom ons kom op die topic, julle. Hierdie probleem by Danie Malan is nie Danie Malan se skuld nie. Dis nie die EFF se skuld nie, dis ook nie die ouers se skuld nie, want contrary to popular belief, bly baie van die ouers in die area en julle almal het tog reg om skool toe te gaan in hulle voedingsarea. But it goes even further than this. Ek het iets agterkom wat my so klein bietjie geskok het. Terwyl ons daar was, toe sê die DA en hulle kan nie verstaan hoekom hierdie ouers na Danie Malan toe wil gaan as daar spasie was in 'n nabye skool nie. Julle ken vir ou Friskels, ek kon dit nie daar los nie. Ek wou dieselfde uitvind. En toe sê die ouers vir my dat hulle by die ander skool is daar nie sports facilities nie. Met ander woorde, dit is soos hierdie temporary containers wat hulle temporary classrooms maak en dan bly dit vir ewig daar. Met ander woorde, daai skool bied nie sport aan nie. True, Frisky Mariski staal, moet ek die Devil's Advocate speel. En nou wil ek julle ietsie vra. Waarvoor is Suid-Afrika bekend? Het ons nie springbokke en atlete nie? Hoekom kan hierdie kinders nie sport hê nie? Dan as ek dood eerlik met julle is dit nie die eerste keer wat ek agterkom dat 'n skool nie 'n sportveld het nie. En luister hier, vir die rassistiese mense daar buite wat altyd sê, hulle moet in hulle eie skole wees. Hallo, elke kiddie het die reg om in 'n skool te wees waar hulle gaan leer en groei. En ek glo vas dat sport of 'n sportveld of selfs 'n gras baie daarna toe kan bydra. And saying that the children should go to a school that doesn't even have a sport field is downright actually ugly. Hoe los ons hierdie probleem op? Ek weet nie. Ek dink daar moet baie diep gekyk word na die Department of Education se budget. Waar is hierdie geld wat skole moet gebou word? Hoekom koop hulle containers? Ek bedoel, wat gaan rarig hier aan? En laaste, maar nie die minste nie, dan kom die taalprobleem op. Julle, 'n ander ding wat vir my moer interessant was, is, jy weet, hulle sê dis die laaste Afrikaanse skool in Pretoria Noord. So ek probeer nog al hierdie goedjies bevestig, want ek kan nie verstaan hoekom hulle beklou skole nie. Ek kan nie verstaan hoekom daar nie planne gemaak word nie. Is daar nie iemand wat omgee? Waarom moet is die DA nou? Ek praat nie van ons local DA nie, ek praat van die minister. Raak ek fired up. Anyways, julle, so die DA het gesê, hulle gee die departement 10 dae om 'n plan te maak. Wanneer die kakkind definitief nie so aangaan nie. Anyways, nuus in 'n nutshell. Frisky Mariski, over and out.